Die Vryheidsfront Plus sê dat ons moet in Suid-Afrika ons toekoms in ons eie hande neem. Ons moet ons eie toekoms skep. Ons kan nie verwag dat iemand anders dit vir ons moet doen nie. Daarom sê die Vryheidsfront Plus in sy manifest ook, dat ons sê dat ons moet 'n nuwe toekoms skep gebaseer op waardes. Christelike waardes, waardes van respek, waardes van integriteit en waardes van naaste liefde. En ons sê dat as ons hierdie waardes gebruik om 'n nuwe toekoms te skep, dan skep ons ook hoop vir nie net onsself nie, maar vir ons kinders, hulle kinders en ons nageslag. Hoe kan ons hierdie nuwe toekoms skep? Jy skep dit eerstens deur vir die Vryheidsfront Plus te stem op 8 Mei hierdie jaar. Want as jy vir die Vryheidsfront Plus stem, dan stem jy saam met sy manifest en ons het werkbare voorbeelde van om 'n beter toekoms te skep. Ons wil die ekonomie laat groei, sodat daar werksgeleenthede geskep moet word. Ons mense het nie werk nie, werkloosheidssyfer is buite beheer. Dan sê ons, 'n praktiese voorbeeld is, kom ons skaf swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie af en stop onteiening sonder vergoeding. Want as ons dit doen, is dit 'n praktiese stap, want dan gaan jy meer beleggers lok na Suid-Afrika wat gaan werk skep. Ons sê, kom ons verlaag persoonlike inkomstebelasting en belasting vir maatskappye. Want dit gaan meer geld gee vir jou as individu en ook meer geld gee vir besighede wat kan uitbrei om nuwe werksgeleenthede te skep. Die Vryheidsfront Plus sê ook, ons wil 'n fiskale kommissie instel wat soortgelyk is aan die Reservebank wat bepaal wat is die rentekoers. Maar hierdie fiskale kommissie sal bepaal wat is die BTW koers in Suid-Afrika. En as die regering oorspandeer en sy finansiële situasie is ongesond, dan kan die fiskale kommissie die BTW koers verhoog. As die regering dan weer dissipline toepas, dan kan hy weer BTW koers verlaag. So ons sê, dit is 'n meganisme om die regering van die dag verantwoordbaar te hou teenoor belastingbetalers. En die ander voordeel is, ons verbreek die belastingbasis as jy die BTW-koers verhoog. Dan kan nie van individue verwag word om die totale belastingslas vir Suid-Afrika te dra nie. Ons moet sorg dat ons die basis kan verbreek. Ons gaan ook verder met sekere praktiese voorbeelde om te sê, ons moet gemeenskappe bemagtig. As ons sê ons moet gemeenskappe bemagtig, dan sê ons, kom ons vat net stadsrade. Ons moet weer teruggaan na kleiner stadsrade toe. Hierdie ding dat verskillende dorpe saamgevoeg is in metros en groter stadsrade, is 'n onding. Ons sê in die Vryheidsfront Plus, gee die mag aan die mense terug. Ek was burgemeester gewees op Stoffontein. As ek in die supermark kom, en daar was 'n waterlek gewees, het hulle vir my as burgemeester gevra, wat doen jy daar omtrent? Ek het onmiddellik bewus geword van die probleme. As jy 'n kleiner stadsraad het, het die mense groter seggenskap. Ons sê, daar moet ook gemeenskapsrade gevestig word in gemeenskappe. Jy as 'n gemeenskap kan besluit om 'n raad saam te stel, wat sekere besluite behoort te kan neem, byvoorbeeld oor die beleid in skole, want jy verteenwoordig daardie bepaalde gemeenskap. Ons het dus praktiese voorbeelde wat gevolg kan word. Dit is nie nodig om spesiale, lang prosesse te voer nie. Dit is 'n politieke besluit wat geneem moet word. Want ons glo dat jy as 'n individu, as jy groter seggenskap het oor hoe daar oor jou geregeer word, dan verkry jy groter selfseggenskap. Dan kan jy, as jy sien dat dienste verswak, as jy sien dat die ekonomie agteruitgang in jou gemeenskap, kan jy as gemeenskap 'n besluit neem om dit te verbeter. Jy as gemeenskap kan omstandighede skep wat dit gunstig maak vir besigheidsmense om te kom belê. As jy as gemeenskap besluit, maar in hierdie gemeenskap wil ons nie regstellende aksie hê. Ons wil nie swart ekonomiese bemagtiging hê, want dit strem beleggings.
dan moet die gemeenskap daardie bevoegdheid hê. En dis wat die Vryheidsfront Plus bedoel as hy sê, stem vir die Vryheidsfront Plus. Jou stem tel en bemagtig jouself. Want die Vryheidsfront Plus sê, ons glo in selfbeskikking, in selfbemagtiging, want dan tree jy op tot voordeel van die gemeenskap. Ek droom van 'n Suid-Afrika met gelyke geleenthede vir almal. 'n Suid-Afrika vry van diskriminasie, sonder rassekwotas, sonder korrupsie en sonder magsmisbruik. 'n Land van welvaart, waar minderhede se regte beskerm word, waar ekonomiese groei plaasvind, werk geskep word en waar die beste persoon vir werk op grond van meriete aangestel word. Ek droom nie van 'n beter verlede nie. Ek droom van 'n beter toekoms. Om hierdie droom 'n werklikheid te maak, stem op 8 Mei VF+.